Môre maatjies. Oralster waar julle vir ons sit en kyk, né? Dis vanoggend weer lekker hier in Pretoria. Ons het kuiergaste, né, Marlio? Bietjie vir ons kom kuier. Né, Lia? Is baie lekker as julle hier is. Nou kom ons lekker storie vertel. Ons is in Genesis hoofstuk 31. Ons was bietjie laas in die Kaap, toe kon ons nie kinderdiens hou nie, jammer daaroor. Maar ons is terug hier by die huis, Oos-Wes, Tuisbes, ons is weer by die huis. Nou kon ons weer aangaan hierso in Genesis, né, Ronay? Nou, ons het die ander week laas gepraat oor Jakob, wat baie hard gewerk het. Hy het hard gewerk daar op die plaas. Ken julle plaas met al die diere? Ja. Bokke, skape. Hy werk koeie, hy werk baie hard vir oom Laban, maar oom Laban het in die begin van hom gehou. Maar later, toe kom oom Laban, dit gaan beter met Jakob se boerdery as met sy boerdery, en dan raak hy jaloers. Jaloers maak mens nie mooi nie. Oom Laban het al hoe leliker begin word, en oom Jakob het agtergekom. Hy het agtergekom, in die begin was almal lief vir hom, almal het vriendelik gewees en glimmig, en nou begin hulle nors raak. Nou hoor oom Jakob, maar oom Laban se kinders begin te skinder. En hulle begin te sê, oom Jakob is net hier om al ons goed te steel. En hy het net gekom om ons pa se goed te steel. Intussen het oom Laban ook al hoe meer begin verkeerde keuses maak. En so het hy al hoe meer vir Jakob ingedoen. Weet julle wat beteken indoen? Hy het hom gekroek. Hy het sy salaris verkeerd hanteer, hom nie reg betaal nie, 'n klomp goed. Baie erg, nie bietjie nie, baie erg. Soveel so, dat Jakob maar na vader Jaweh toe gegaan en sê, wat moet ek maak? Want oom Laban doen my in. Maar weet julle wat is so wonderlik? Vader Jaweh sien alles. Sê bietjie alles? Vader Jaweh sien alles. En vader Jaweh sê vir Jakob in 'n droom, Jakob, ek het alles gesien wat Laban aan jou doen. Alles. Gaan terug na jou land. Onthou as Jakob het mos uit die ver land uitgekom, net daar waar Esau lelik was met hom, toe het hy gevlug. Toe het hy mos op die klip geslaap en vir vader Jaweh gesê, as hom veilig terugbring, sal hy sy God wees, né? Nou is dit so. Nou is dit die tyd het aangebreek dat vader Jaweh vir Jakob sê, Jakob, gaan maar terug. Nou gaan Jakob daarna na sy vroutjies toe, Lea en Rachel, en hy sê, julle pappa doen nie reg nie. Elke keer, as hy sê, hy gaan dit doen, dan doen hy weer iets anders. En vader Jaweh is aan ons kant. Ja, sê sy vroutjies, dis reg. Vader Jaweh is aan ons kant, kom ons trek. Maar nou het Jakob 'n ander probleem. Hy is bang. Meer nou, en weet jy wat doen hy? Hy vlug skelm. Hy vat al sy goed, kinders, skapies, bokkies, en hy gaan skelm weg. 3 dae ver trek hulle. Maar ons weet, mens kan niks wegsteek nie, en toe kom die nuus by oom Laban, en weet julle wat doen hy? Hy is baie kwaad. Hy is verskriklik kwaad. Hy kry 'n klomp manne, en hulle wil vir Jakob inhaal, spring op die kamele. 7 dae vat dit al om hulle in te haal, nee, want Jakob hulle is nog nou ver voor. Maar die jaag hulle in, want hulle is kwaad. Maar weet julle wat doen vader Jaweh? Hy verskyn in 'n droom aan Laban en waarsku hom sê, Laban, pas op, laat jy nie iets verkeerd aan Jakob doen nie, want Jakob is mos vader Jaweh se kind. Pas op vir jou. So Laban moes nou maar vir geweet het, die volgende dag toe kry hy vir Jakob, en hy is kwaad en sê, hoekom het jy al my kinders gesteel? Hoekom het jy al my kleinkinders gevat? Al my skapies en bokkies? En maar Laban sê ook vir Jakob, ek moet daarom net erken, vader Jaweh het my gewaarsku, ek moet niks verkeerd aan jou doen nie. Toe sê Jakob vir hom, Laban, jy maak nie reg daar nie, jy is onregverdig, en vader Jaweh is my getuie. En toe maak hulle vrede. Toe bou hulle 'n getuie, 'n klomp klippe, meer nee, net sulke groot klippe bou hulle, en hulle noem dit, nogals 'n snaakse naam, El-Gad. Hulle noem dit is ons getuie. Hierdie plek, hier het ons vrede gemaak. Oom Laban beloof, hy sal nie verby die merk gaan en vir Jakob meer agtervolg nie, en Jakob beloof, hy sal ook nie verby die merk gaan en gaan kwaad doen by oom Laban nie. En toe is hulle nou in vrede uit mekaar uit. Maats, en weet julle wat is mooi van die verhaal? Al doen ander mense aan jou kwaad, wie sien alles?
Vader Jahwe sien alles en hy sorg vir sy kinders. Partykeer moet mens maar net verdra, maar eendag kom die waarheid uit. Vader Jahwe sorg. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie vir hierdie mooi verhaal uit die woord uit, dat ons kan lees, al is ander mense met ons lelik of onregverdig, U sorg vir ons. En daarvoor loof en prys ons U in Yeshua. Amen. Ja, maat, vra vir mamma en pappa om vir julle Genesis 31 te lees. Dis 'n lang hoofstuk, né? Nee. Ja, maar dis 'n mooi verhaal. Totsiens maat, tot volgende keer. Tata.